Ons het voorheen die idee van inflammasie vergelyk met 'n misdaadtoneel of 'n oorlogstoneel, 'n slagveld. Ek wil 'n bietjie gesels oor die langtermyn effekte op die liggaam. Ons moet daarop let dat die liggaam nie hou van inflammasie nie. Dit verteenwoordig 'n abnormale toestand en hy kan dit vir 'n paar dae hanteer, maar die oomblik wat inflammasie langdurig voortduur, ontstel dit die liggaam op 'n hele paar maniere. En vandag wil ek gesels oor die effek van inflammasie wat volg op ander oorsake as infeksie of besering. En dit is naamlik die effek van moderne dieete. Dit is bekend dat inflammatoriese merkers in die bloed styg waar hoër bloedvlakke van suiker self of van die verhoogde insulienafskeiding wat volg op die verhoogde bloedsuiker gebeur. Die feit is egter dat die gevolg inflammatories is. My teorie dan is dat inflammasie maal die tyd wat dit voorkom ernstige gevolge op die langtermyn het. Dieselfde geld natuurlik vir stres, slaaptekorte, blootstelling aan chemikalieë, te veel sonblootstelling, kroniese beserings en elke moontlike ander oorsaak van inflammasie wat jy ook al wil noem. Die feit bly, langdurige, onnodige inflammasie, natuurlik gemaal met die tyd wat dit voortduur, is vir die liggaam glad nie aangenaam nie en op die langtermyn nie goed vir gesondheid nie. Ek wil jou dan net voorstel aan inflammasie en gewoond maak aan die idee dat lang kroniese inflammasie nie vir jou goed is nie. En ons praat later oor die moontlike gevolge en ook hoe ons dit kan voorkom.